Goeiemôre julle. Partykeer wanneer ons in die kerk is of ons lekker intieme tyd saam met die Here spandeer of ons 'n profetiese woord kry of net woord van God kry en deurbrake kry en die breakthroughs wat jy nou so voorbid en al hierdie wonderlike dinge wat jy so vol voel en die Here regtig voel op daai oomblik. Dan is jy vol boldness en jy's vol hoop en jy's vol geloof en jy's vol van dit. En jy kan nou hierdie berg skuif en you can speak to the mountain will move. En dan sal tye wanneer ons lewe nie volgens ons gevoelings nie. We don't walk by what we see, how we feel, we walk by the truth of God. En dan baie kere voel dit so asof ek nou nie so voel nie en asof ek nou nie die boldness het nie en dan sê ek soos Here, ek hoort nou 'n sign, like I need like a soos hier voor my, soos I need to know you are with me, sal ek sê. En dan sien daai oomblikke van swakheid wat ons nie voel nie en dis dan wanneer ons op die woord van God moet maak en staan want dit is wat die waarheid is. Maar hierdie week vir my was weer of hierdie paar dae was weer vir my so ek soos Here, I just need like a sign here, like talk to me here. En toe laat dink dit my aan Johannes die Doper. Hy was so vol confidence en hy het gaan proclaim, ek meen sy doel, sy geboorte, sy alles was making the way for the Messiah. En hy het vir Jesus gedoop en hy het gesien hoe val die Heilige Gees. En ons lees dit in Lukas ook, hoe hy sê, Lukas 7 vers 19 ook. Nee, daar was in Johannes, skies. You are the Son of God, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. En hy het gesien hoe die Heilige Gees ascending like a dove, hy het geweet, hierdie is die Messiah. En hy was so vol van hoop. En toe wanneer die seisoen kom, wanneer hy toe nie so vol van hoop is, en wanneer hy in die tronk sit toe stuur hy 2 van sy disippels uit, John the Baptist, stuur 2 van sy disippels uit na Jesus toe en hy gaan vra, are you the one? So hy het nou net gesê, hy het dit gesien, dis sy hele lewe al proclaiming the Christ, hy het dit letterlik gesien, hy het dit weer bevestig, en toe kom hy in Lukas 7 vers 19, are you the one who is to come, or should we look for someone else? Baie keer is ons, Here, is dit u? Is u met my? Wat gaan aan? Are you going to do a breakthrough here? Kan ek op u vertrou? En dis nou oomblikke van swakheid, en dan sê soos, Here, sê vir jou, hy sê vir jou duidelik in Josua 1 vers 5, I will never leave you nor forsake you. Hy sê dit vir jou, jy is nie alleen nie, hy is met jou. Dit is nie te sê, omdat jy nie nou dit voel nie, beteken nie, hy is nie met jou nie, want ons lewe nie volgens ons gevoelings nie. So ek wil vir ons lees hierso net gou uit Jeremia. Ek is besig met die boek Jeremia en ek lees vanoggend toe ook al hierdie stukkie van Jeremia. Therefore, thus says the Lord to Jeremiah, if you repent and give up this mistaken attitude of despair and self-pity, then I will restore you to a state of inner peace, so that you may stand before me as obedient representatives. Dis nie daai peace wat John the Baptist ook net wou gehad om te weet, dat alles is okay, maak nie saak hoe dit om my lyk nie, maak nie saak hoe my omstandighede lyk nie, you are with me, en dit is wat die woord van die Here vir ons sê, en in John 14 vers 27 ook, sê hy, peace I will leave with you, my peace I give to you, not as the world gives do I, let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. Moenie dat ons harte bang wees vir die berge, vir ons die omstandighede, vir die tronkse deure wat toe is nie. Maar hy gee vir ons daai vrede en dit is wat die wêreld gee. Die wêreld gee vir jou vrede van jy is veilig, jy het finansies, alles is uitgesorteer. Al my boksies wat ek afgetik het by die werk, by die kinders is gedoen, so ek het vrede wanneer ek vanaand gaan slaap. Maar dis wat die wêreld gee. Jesus gee vir ons 'n ander tipe vrede. Al is die tronkse deure toe, al lyk dit hopeloos, but God, I come to you in the name of the Lord Jesus. Dit het David ook gesê toe hy vir Goliath geveg het. Maak nie saak hoe daai omstandighede gelyk het en hoe klein hy was nie. Hy het geweet wie by hom is. En dis wat Jesus vir ons gee, daai vrede bo natuurlikheid, bo hierdie natuurlik wat ons sien. So, dan wil ek gou vir ons lees van James 1 vers 2 af. Consider it nothing but joy, my brothers and sisters, whether you fall into various trials. Be assured that the testing of your faith through experience produces endurance, leading to spiritual maturity and inner peace. And let endurance have the perfect result and do a good thorough work, so that you may be perfect
and completely developed in your faith, lacking nothing. If any of you lacks wisdom to guide him through the decisions of circumstance, né? To guide us through our decisions, if we need wisdom, let he ask of our God, who gives to everyone generously and without rebuke or blame, and it will be given to you. But he must ask for wisdom and faith without doubting God. For the one who doubts is like a blowing surge of the sea that is blown up about and tossed by the winds. For such a person ought not to think or expect that he will receive anything from the Lord, being a double-minded man, unstable and restless in his ways. So wat sê die Here? Wanneer ons onstabiel is, wanneer ons eendag in ons gevoelings voel ons happy, dan voel ons nie, ons voel verliefd, dan voel ons nie, ons met gevoelings, dan is ons ook soos 'n double-sided man, wat deur die golwe van die lewe op en af gegooi word. Maar wanneer ons staan in geloof, wanneer ons staan op die waarheid van God en sê, Here, ek is dalk nou in die tronk en die deure is dalk nou toe, but I know you say, Josua 1:5, I will never leave you nor forsake you. Dat hy sê, dat hy gee vir my 'n vrede. Ek vra vir hom vir wysheid en dit is wat hy vir my gee. He is the one. Baie keer dan soos Here gee wys vir my. Hoe baie keer het die Here nie al wonderwerke in jou lewe gedoen nie? Hoe baie het hy nie al voorsien in jou lewe nie? In my eie lewe, my hele lewe tot vandag toe, hoe ek is, wie ek is vandag, my gesin, my werk, alles, my besigheid, hierdie, alles is just by God. Dis net van God af. Dis net van sy goedheid, sy wonderwerke, sy voorsiening. Dit het niks met my te doen nie. Ek is die oulikie. Dit is net die Here, God Almagtig, dat ek wie ek is vandag. En dis klaar bewys genoeg. Hoeveel keer het hy nie al opgedaag vir my nie? So wat laat my dink dat hy dit nie weer sal doen nie? He is a faithful God. Die hele woord van God, is vol van hoe hy vir sy kinders deurgekom het. Hy is liefde, hy is 'n goeie God, en as ons by hom is en sê, Here, gee vir my die wysheid, gee vir my die vrede, ons wil nie op en af beweeg nie, ons vertrou in God, dan sal hy jou nie teleurstel nie, want jy kan jou geloof in hom sit, want hy is waardig, hy is 'n goeie God. Okay, so my gebed vir jou is, dat jy regtig daai vrede vandag sal ervaar van Jesus. Dis 'n keuse wat jy gaan maak en sê, Here, ek stap in u vrede. Dit voel nie vir my so nie. Dit lyk onseker. Dit lyk asof die Rooi See voor my is, maar I trust in you. I choose to believe in you. Ek is nie double-minded nie. I have the mind of Christ. I walk in victory. I walk in peace. I walk in your provision. You are faithful. You did it before and you will do it again. Thank you, Jesus, that you are faithful God. I love you and I honor you in my life with everything I do. Amen. Julle moet 'n geseënde dag hê. Okay, bye.